Daar is krag en nou in die gebed van 'n vrou. In die gebed van 'n vrou. Hallo, how's it? Okay, kom maar, ek staan nou weg. Julle baie welkom, dankie dat julle hier is. Dankie dat julle ook die familie kon ondersteun. En ook kom 'n lewe celebrate. Dis een van die dinge wat ons kom doen vandag is om iemand se lewe te kom vier wat soveel impak gemaak het in elkeen van julle se lewens en van wie julle almal seker 'n storie het, 'n storie of twee het om te kan vertel. En so ons is hier om vandag daai lewe, daai memories, daai herinneringe te kom vier. En ook vir die Here dankie te sê daarvoor. Ek sê dis een van die moeilikste tye is om hier te sit en geen persoon in sy hele lewe wens vir 'n dag soos die nie. Ek bedoel, ons wens vir 'n klomp goed, ons of nie wens, jy sien uit vir troues en verjaarsdae en al daai goed. Maar daar's nie een persoon op die aarde wat ooit sê ek sien uit na so 'n dag. En so mag julle ook vandag aan die Here se teenwoordigheid en genade liefde ervaar en ook in hierdie moeilike tyd ook ervaar dat hy julle dra en lei. Kom ons begin vandag en dan bid ons saam. Here God, dankie dat ons vandag hier kan wees en wanneer ek sê dankie Here, is dit eintlik 'n dank Here in terme van dat ons vir Tini kon ken en dat ons vir haar so lank gehad het in ons lewe, 73 jaar. Here, en so is dit 'n wonderlike ding om ook vandag vir ons kom dankie sê vir 73 jaar. Dankie vir 73 jaar se herinneringe en lekker tye saam kom kuier en lag en huil. Here, dis waarvoor ons kom dankie sê. Here, maar dankie ook vir dat ons weet dat U vandag hier is saam met ons. En tye soos hierdie dink ek aan Lazarus en U by Lazarus se graf. U kom daar aan en sien vir Maria en almal en U raas nie met hulle in terme van dat U weet die wonderwerk gaan nou gebeur nie. U staan vir 'n oomblik stil en huil saam met hulle. En so mag ons dit ook ervaar vandag, Here, dat U hier is saam met ons vandag en saam met ons ook deur hierdie dag loop. Ons hand vashou, saam met ons hier is. Mag ons ook die teenwoordigheid so ervaar vandag. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag net ook dan nou die afskeidsbrief lees. Skielik en onverwags is uit ons midde weggeneem ons geliefde Tini. Ons harte is stikkend, maar ons berus in die wete dat ons hemelse Vader nooit 'n fout maak nie. Ons gebed is dat U self ons wonde sal heel en ons dank U vir soveel mooi herinneringe wat ons van haar kan hê. Tini is in die ouderdom van 73 jaar deur ons hemelse Vader na ewige woning geneem. Haar heengaan word diep betreur deur haar kinders, skoondogter, kleinseun, familie en vriende. So ek wil hê ons gaan vir 'n oomblik nou net rustig wees en ons gaan 2 liedere saam sing as jy voel dat jy is gemaklik en jy voel jy kan. Anders sit net daar en luister dan hierdie 2 liedere saam. Ek sien 'n nuwe hemel om, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons lei. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van
omdat als ik kom en hij zal vindt, hy is my kind, hy is God verkom. Genade onbeschrijfelijk groot, het weer aan mij bewijs, verloren zoon, weglopen, weer in die vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel, my lewe, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspil. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my hond, u sien my dood. Nog voordat hy kon skuld belê, druk u my aan die bos. Genade onbeschrijfelijk groot, daar spiet ek het weer thuis. U silver my verlorenis, weer die vaderhuis. U silver my verlorenis, weer die vaderhuis. Ek gaan vir ons vanoggend baie bekende Psalm lees, en dit is Psalm 23. En so kom ons lees dit saam. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na waters waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag,
en hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek deur die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor in die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in die lengte van dae. So, dis baie interessante psalm. Ek dink wanneer ons dit lees, ek het altyd probeer ek as ek 'n gedeelte lees, dan probeer ek dit nou sien. Nee, hoe sou dit nou wees? En dan skryf Paulus hierso en hy begin, die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Dis mooi, nee? Die Here is my herder. Dink jy nou aan die herder en die skapies, en die herder wat sy skapies lei, en so Jesus vertel later in die evangelies dat hy is die goeie herder. En so maak hy dit net weer bekend dat hy die goeie herder is. En dan gaan hy oor vers 2 en dan sê hy, maar in groen weivelde laat hy my rus, en op water waar 'n rusplek is, lei hy my. Ons het altyd so 'n super 7's kamp vir graad 7's, wat net oorgaan graad 8 het, ons altyd so 'n kamp gehad voor COVID en al die goed nou. En so by die plek waar ons dit altyd gehad het, was daar so 'n dam gewees. En dan van die dam af, dan is daar so 'n riviertjie wat loop, en dan hier oor die riviertjie is hierdie bome. En so elke keer as ek dink aan hierdie waters waar daar rusplek is, lei my, dan dink ek nou aan dit. Dit is altyd so lekker gewees om daar te sit. So rustig en jy hoor die waters wat so gaan en so beweeg oor die klippe en jy hoor al hierdie geruis van die water en altyd so mooi gewees. En toe ek begin dink aan die Psalm 23 en ek dink aan Dawid en waar hy sou skryf, dan probeer ek nou dink, maar wat sou hy gesien het? Nie net wat sou ek sien wanneer ek hierdie gedeelte lees, maar wat sou hy sien? Want as ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek aan groen weivelde, dan dink ek aan Ierland of Skotland of daai plekke, en hierdie golwe van groen. Julle ken seker daai beelde van hoe dit daar lyk. Is dit net groen op groen op groen, hè? En so dan dink ek, maar wat sou Dawid gesien het wanneer hy sê groen weivelde? Ek bedoel, Dawid skryf in Israel, hy skryf daarso Palestina, daai area, as ons vandag nou kyk waar dit is, Irak, daai dele, nê? En ek weet nie of julle al prentjies gesien het van hoe dit daar lyk nie, maar dis ver van Skotland se groen valleie, nê? Dis net sand daarso. Dis klippe en daar's niks, amper niks groen as ons nou dink, maar hoe lyk dit daar nie? En as mens begin dink maar rondom wat sou hy geskryf het en wat sou hy gesien het, dan sien hy hierdie klipagtige gebied, hy sien hierdie rotsagtige gebied, hierdie sand, hierdie grond, maar tog skryf hy in groen weivelde lei God my heen. En so dit klink ironies, ek bedoel dis glad nie wat hy sien nie. Hoe skryf hy dan nou hierdie? Dink hy aan iets wat gaan kom, en ek dink in 'n mate kan ons dit seker so trek om te sê, maar hy dink aan iets wat nog gaan kom, nê? 'n toekomsvisie. Maar ek dink daar's 'n ander mooi beeld wat ons ook moet raak sien wanneer ons praat oor hierdie gedeelte, en dis wat hy werklik nou sien. En so, as ek weet nie hoe bekend julle is met die area in Irak en hoe daai goed werk nie, maar daar is nie veel gras daarson nie. En so, maar daar's 'n baie hoë humiditeit in daai area. En so wat sal gebeur is in die aande sal hierdie windjie waai, en hy sal met hierdie humiditeit, hierdie vog wat in die lug is, sal hy teen die klippe gaan vaswaai. En wat dan sal gebeur is, daar sal dan nou teen die klip sal die water nou bymekaar kom, en daar by die klip sal hierdie grasies nou groei. En so 'n goeie herder, wat God nou sê hy is, en wat Dawid ook getuig hy is, sal weet hoe sou die wind waai, hoe sal dit alles nou gelyk het, waar sal die gras wees vir sy skape om te gaan eet. En so 'n goeie herder sal nou presies weet, teen hierdie, as ek nou in hierdie paadjie afstap, daar gaan niks wees, maar as ek by hierdie paadjie afstap, daar gaan die gras wees my skape. En so wanneer Dawid hierdie skryf en sê, Here, soos wat ek hierdie skape lei van bossie na bossie toe, nou eintlik half hier net hierdie mondvol na die volgende mondvol toe, Here, so is U ook daar, en U lei my ook so. En so ons kry half 'n ander beeld van Psalm 23 as ons hierdie in gedagte hou,
Want God sê half, ek gee vir jou genoeg vir nou. En dan vat ons die pad verder. En dan by die volgende plek gaan ek vir jou nog voorsien. En ek weet nie of dit julle dalk na 'n gebed toe lei nie, maar ons gaan dit later, gaan ons die gebed opsê, maar onse Vader, wat sê, Here, gee my daaglikse brood. Here, gee my genoeg vir vandag. Gee vir my genoeg vir hierdie oomblik. En dan stap ons die pad verder en Here, ek weet U gaan dan vir die volgende oomblik ook voorsien, vir die volgende dag ook voorsien. En so my gebed vandag vir julle is dat werklik dat julle dit sal ervaar. Dat dit wat julle nou op hierdie oomblik nodig het, dat die Here sal voorsien daaraan. En dat die pad dan verder gaan. Die ongelukkig aan ons by so 'n dag kom, ek dink een van die ergste dinge wat ons mee gekonfronteer is nie die totsiens nie, maar is dat die lewe eintlik maar net lyk asof dit net aangaan. Dat ons graag hier wil bly, dat ons graag hier wil sit in hierdie oomblik, maar dit lyk tog of die lewe net aangaan. En so wanneer ons dan van hier af aangaan, en ek sê dit in aanhalingstekens want dit is nie dieselfde, hierdie aangaan is nie dieselfde nie, maar wanneer ons dan verder stap, dat ons sal ervaar dat die volgende oomblik wanneer ek die Here nodig het, dat hy ook dan weer sal voorsien. Dat hy daar ook weer my mondjie vol gras vir my gee wat ek nodig het om krag te kry. So die Psalm gaan verder en hy sê, hy gee my nuwe krag, nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paai ter wille van sy naam. En dan vers 4, selfs as ek deur die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir enige gevaar. En so ook hier, as jy nou weer dink net aan die omgewing wat daar is dit maar half bergagtige gebiede, en so sou hierdie ouens deur klowe gegaan het, en dis juis daarso waar die ouens nou so gewag het, en mense nou beroof het wat op hierdie paaie stap. Maar hier sê, die skrywer sê, Here, as ek selfs hier deur hierdie gevaarlike plekke gaan, hier in hierdie klowe ingaan, waar ek weet dat die kans is goed dat my lewe bedreig word, Here, daar is ek nie bang vir enigiets. Ek dink dit is mooi, en as ons dit ook besef, dat Dawid skryf nie, Here, hou my weg van hierdie klowe af. Here, beskerm my dat ek nie deur hierdie klowe hoef te gaan. Here, help my dat my lewe nie bedreig word. Hy skryf, Here, help my dat wanneer ek in hierdie situasies is, wanneer ek in hierdie donkerste klowe is, wanneer ek in tye is waar ek voel ek kan nie meer aangaan nie, dat ek nie hoef bang te wees vir enigiets. Dink weer eens Paulus, hoor my nou Paulus, Dawid skryf in terme van hierdie toekomsvisie ook eintlik nou maar in hierdie om te sê, Here, ek hoef nie bang te wees vir enigiets wat hier op aarde gebeur nie. Here, ek hoef nie bang te wees vir die donker klowe nie, ek hoef nie bang te wees vir my lewe wat 'n gevaar is nie, Here, want ek weet die belofte wat daar gaan wees. En so dis ook 'n ding wat ons vier vandag, is dat terwyl ons hier agterbly, terwyl ons rou, terwyl ons moet totsiens sê, weet ons dat dit wat Tilly ervaar, is hierdie toekomsvisie wat Dawid ook maar eintlik van skryf. Hierdie groen weivelde waar niks van tekort is nie, hierdie rusplek, hierdie plek aan die waters van strome waar daar rus is, en ook hierdie hoekom ons nooit hoef eintlik bang te wees. En kyk, die lewe is tog verganklik, maar dit wat hierna kom. Paulus skryf en sê, daar is niks op hierdie aarde wat ek ooit kan ervaar. Die slegte, want hy praat eintlik van die slegte, nee, hy sê, daar is niks op hierdie aarde wat ek ooit kan ervaar, wat eers kan opweeg teen die heerlikheid wat ek eendag gaan ervaar. En so, ek dink Dawid, ek dink nie hy het noodwendig geweet van dit alles nie, maar hy skryf half ook profeties hier om te sê, maar hierdie donkerste kloof wat ons nou kan ervaar, 'n donker kloof van totsiens sê, is nou moeilik, maar dit wat nog kom, hierdie kan nooit opweeg teenoor dit. Vers 4 gaan verder en sê, die staf en die stok, dit sal my te rus stel. En dan gaan hy oor na vers 5 en na 6, wat sê, maar u dek vir my 'n tafel voor die teenstanders van my vyande. En ek sal vir hierdie feesmaal, as ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek in hierdie partytjie, hierdie feesmaal, wat daar gedek is, en hierdie, dat dit net lekker is, en dan gaan hy verder, u verfris my kop met olie, my beker loop oor. En ook mooi, eintlik, die beeld het eintlik verander, maar hierdie gesalf van die kop, kan ook teruggetrek word na
na die eerste gedeelte van hierdie herder met sy skape. En so in hierdie tyd of hierdie plek waar hulle is peste ook maar 'n groot probleem. Omdat dit so warm is dat omdat daar nie regtig veel water en goed is nie, kom peste en hulle kom maak skuiling in die skape se oë en ore. En so vir 'n skaapherder of 'n wagter, 'n herder om sy skape te beskerm teen dit, dan sou hy hierdie olie oor sy kop gooi. En so sou dit dan half onbeskerm teen hierdie peste. En so ek dink wanneer hy sê, "U verfris my kop met olie en my beker loop oor," dan sê Here, U kom salf my en Here daardeur help my om ook nie meer te luister na hierdie bose, hierdie slegte, hierdie peste. Help my ook om dit nie raak te sien. Help my om te fokus op U. Help my om te hoor na U of te luister vir U en dit wat U vir my sê. En dan eindig hy met net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe en ek sal terugkeer. Ek dink dis wat Tilly ook nou ervaar. Die terugkeer na die huis van die Here. Tot 'n lengte van dae. Daar's nooit 'n einde daarin. En dit wat sy ervaar is hierdie feesmaal wat vers 5 van getuig. Hierdie feesmaal van hierdie ete wat daar is. Daar's nooit tekort nie, daar's nooit te min nie, daar's nooit 'n bekommernis oor enigiets nie. Hierdie feesmaal van ons kan net die tyd nou saam geniet. En dis wat sy nou ervaar. En ons kan daar in ons rus ook vind dat sy hierdie feesmaal geniet en nooit ooit sal sy daarvan uit weer gaan. Tot in die lengte van dae, tot in ewigheid. Daar's nooit 'n einde daaraan nie. Wat sal sy in die huis van die Here bly. My gebed vir julle is terwyl sy dit geniet, nê. Terwyl sy die ewigheid geniet en die feesmaal geniet, bly die hartseer nog by ons. Die totsiens moet sê. Dit bly by ons. En so my gebed vir julle is dat julle regtig sal ervaar die eerste gedeelte van Psalm 23. Dat die Here die goeie herder is. En dat hy julle sal lei daar grasie vir grasie, daar wat julle nodig het nou op hierdie oomblik, dat hy sal voorsien aan dit. En soos wat die pad verder gaan, dan stap hy saam. Die herder los nooit sy skaap nie. So stap hy dan saam en lei hy na die volgende toe. Hy weet presies waar die gras is wat ons nodig het. Dit wat ons nodig het, die lewenskrag, dit wat ons benodig om aan te gaan. En as ek aangaan, dan sê ek nie ons vergeet het nie. Nee. Dis nie 'n aangaan van ons vergeet nou van alles, ons vergeet nou van die ons gaan nou net aan nie. Nee. Dit is, hoe stap ek verder met hierdie? Hoe stap ek verder met hierdie seën? Mag julle ervaar dat die Here julle ook sal lei daarin. En vir julle gee wat julle nodig het in hierdie pad vorentoe. Kom ons bid saam. Here, ons loof en prys U vir Psalm 23, Here. Ons sal graag wil hê, soos ek ook net nou gesê het, as ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek aan hierdie groen golwe van Skotland en Ierland en al daai plekke waar dit net groen is tot waar dit ophou. Tot waar die aarde lyk of dit ophou. Here, ons sal graag wil hê dat Psalm 23 vir ons dit vertel. Hierdie groen weivelde, daar gaan nooit tekort wees en daar gaan nooit 'n moeilike probleem wees en daar gaan nooit moeilike tye wees en daar gaan niks. Dit is net so wonderlik, Here, en ons het ook hierdie belofte vir die toekoms, Here. Dat eendag wanneer ons oë hier gaan toemaak, dat ons dit gaan ook beerwe daar. En dis tog wat Tilly ook ervaar. Nou. Here, maar wanneer ons dink aan wat Dawid sou gesien het en waar hy sou skryf, dan skryf hy teen hierdie klipagtige rots gebiede, Here, waar daar bitter min gras is. Maar soos die goeie herder ook weet waar die gras sal wees vir sy skape, Here, soos U ook die goeie herder wat weet wat ons nodig het. En so my gebed, Here, is dat ons dit sal ervaar, dat ons sal ervaar dat U ons lei na dit wat ons nodig het. Here, U weet wat ons nodig het en my gebed is dat ons sal dit kry, Here, dat ons sal ervaar dat U saam met ons stap, dat U vir ons sal gee op hierdie oomblik wat ons nodig het. En môre wanneer ons weer wakker word en hierdie verlange is nog steeds daar en ons is nog steeds
met hierdie rou besighede, dat U vir ons môre ook gaan gee wat ons nodig het. En sodat U hierdie pad saam met ons sal stap. Dat tot ons ook hierdie feesmaal eendag ervaar. Dat U die herder is wat vir ons gee wat ons nodig het. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan vir ons 'n oomblik gee en daar gaan 'n liedjie gespeel word. En so ek het net gesê dat ons graag hierdie se lewe wil kom vier. En so ek wil vra, soos julle sien is die kersies hier voor. En so ek wil hê dat ons 'n oomblik sal vat en 'n kersie kom aansteek en half hierdie lig kom verteenwoordig iets van herinneringe, 'n lewe wat sal aanhou in ons gedagtes, in ons hart. En so ek wil vra terwyl jy die liedjie aan speel, soos wat jy gemaklik is, dat jy hier so vorentoe kom en 'n kersie sal aansteek en so ook Tilly se lewe kom vier in hierdie moment. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig. Ons gaan nou ook na 'n video kyk wat gemaak is deur die familie en so om 'n bietjie van hierdie herinneringe wat ons van praat ook net weer bietjie te onthou en ook net te onthou die wonderlike mens wie sy was en so daar gaan dalk 'n oomblik wees wat dalk nou nie daarop is wat jy kan onthou nie, maar so kan ons dit ook vier. So ons sê terwyl ons hierdie kyk, watse oomblikke gaan jy onthou of vir altyd onthou? Van haar lewe. Kom ons kyk na hierdie video.
Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am won. Oh, by perfect love, right within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep. In mercy, see, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. When I'm lost, you pursue me. Lift my head to see your glory, Lord, I fall. So beautiful. Here in you, I find shelter, captivated by the splendor of your face. Oh, my secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken.
and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your races run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. Hallelujah, 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 for the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight in this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
gaan die volgende briewe ook lees van 'n paar van julle af, so as jy ook sal net luister. Liefdevolle ma, woorde kan nie my hartseer beskryf nie. Ek wil vir alles wat ma vir my gedoen het, dankie sê. Die waardevolle lewenslesse sal my altyd bybly, maar se liefde vir Karamba tot die einde toe. Die trots en liefde wat ma gehad het vir ma se kinders, skoondogter en kleinkind, sal altyd onthou word, vegter tot die bitter einde. Ek berus my daarby dat ma nou by God is, veilig en verlos van pyn. Rus sag, gaan jou baie mis, Frikkie. Liefste ma, dit was vir my 'n voorreg om ma te kon ken. Ek weet ma is nou op 'n beter plek, waar daar liefde en vrede is, maar ek berus daarby dat ma nou veilig is. Ek gaan ma baie mis, liefde, Michelle. Om te dink die laaste woorde wat ek van ouma af gehoor het, was op my verjaarsdag. Ouma het vir my gesê dat ek amper groot genoeg is om op my eie 2 voete te kan staan. Beloof dat ek dit my alles sal gee in hierdie wêreld, sodat wanneer ek en ouma weer sien, 'n ware man is, wat my als gegee het vir ons hemelse Vader. Ek gaan ouma ongelooflik baie mis, Kevin. Die Here het beslis vir my die dierbaarste skoonma gegee. Ek gaan ma so mis, veral ons lekker saam lag en ma se snaakse sê goed. Nou gaan ek nooit weer ma se stem hoor nie. Het julle vir my iets lekker saamgebring, wanneer ons kom kuier nie? Ons hou vas aan elke kosbare herinnering. Al ma se pyn en skete is nou weg. Rus in vrede, ma, tot ons mekaar weer sien. Liefde ma, Celine. Baie dankie ma vir 'n goeie opvoeding, 'n moeilike en goeie tye. Nou is ma by Karamba. Rus in vrede, moeder Clement. Net namens die gesin ook dan die bedankings doen. Ons hemelse Vader wat ma Tilly aan ons gegee het vir 3